Hallo en baie welkom by vandag se Briltyd. Ja, die nuwe jaar is op die drempel. Ons staan hier vir 2026 en ja, vir baie mense hier ons op baie het hierdie jaar glad nie goed begin nie. Na gister se brande hier om ons, selfs vriende wat in die omgewings woon waar dit gebrand het en baie huise afgebrand het. Ons weet nog nie presies wat die skade nie. Maar dis nou nie iets waarvoor 'n mens vra om 'n jaar te begin nie en ook een van ons boetas wat vanoggend saam ons op die paneel is, hulle jaar het ook begin met sy ma se afsterwe. Atman, namens ons en die kykers weer eens ons innige meegevoel vir julle en die familie in hierdie moeilike tyd en ons weet die Here sal versterk en vertroos en vir julle deurdra. Gelukkig het ek ook vir mamma geken en geweet sy was lief vir die Here Jesus. So is wonderlik om daar saam jou daar agter op die foto te sien. Ek sien haar koppie steek so uit. Maar baie sterkte vir julle en ook vir ons mense in die Suid-Kaap, ons op baie omgewing. Ek sien daar was ander plekke ook in die Kaap. Die brande is maar erg, is droog en ou weet nie altyd hoe dit veroorsaak word nie. Maar ons innige meegevoel aan almal. En ons weet nog nie of daar mense is wat hulle lewens verloor het gister nie. Ons sal nou maar vandag sien. Maar dis nie lekker as jou pad is hier in die begin van die jaar, op pad is huis toe en jy moet gestop word en gesê, jy kan nie aangaan in jou huis nie, jou huis is besig om af te brand. So kom ons begin Briltyd vir hierdie jaar met 'n lekker bril. Ek het ou Mana genooi om vir ons 'n paar brille te gooi, so kom ons luister gou wat sê hy. Daar sê Koning Nieuw, baie dankie vir jou brille, hy wil dit herhaal het. So ons is nou reg, so net na 6:06, die 7de Januarie, God se getal, 7. En baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Hierdie potgooi sal later op ons YouTube kanaal wees. Ons is nie daar vanoggend vandag live nie. Maar kyk ook, Basak TV is nou 24/7 op ons YouTube kanaal. So jy kan nou die heel dag, heeltyd, wanneer jy kan, as jy internet het, na Basak TV kyk op ons YouTube kanaal 24/7. Na al ons programme en jy gaan Briltyd ook daar sien. Ek wil vra dat ons gou saam bid en dan gaan ons lekker saam gesels oor 'n lekker tema wat ons glo. Ek glo 'n paar weke oor kan praat, maar Vader, baie dankie. Baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat U die God is, nie 'n mensgemaakte afgod wat tydens teëspoed en terugslag vir ons niks kan beteken nie, maar dat U die lewende waaragtige God is, wat versterk, wat vertroos en wat krag gee in tye soos nou wat in mense hier om ons, in ons gemeenskap gebeur het, hier ons so baie met die brande, en ou het nie altyd die antwoorde nie, as 'n mens 'n huis afbrand, alles wat jy besit, maar dankie dat ons so kan sien en hoor, in tye van so iets wil ou net jou gesin en jou diere wegkry. Dan beteken hierdie huis en karre en goed op baie stadium nie so baie, soveel soos wat dit altyd wil voorkom nie. Maar dat ou se gesin net veilig is. En dankie dat ons veilig by U is. Ons bid dat U vir ons sal lei vanoggend en dit wat op ons harte is, wat U op ons harte gelê het, dat ons sal gesels oor wat U wil van ons vra en waar U raak en waar U wil hê ons met die goeie geveg van geloof gaan veg in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil begin met 'n skrif in Jakobus 1:19. Jakobus sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om tronig te word. En dan kyk net gou na hierdie een in Spreuke 20:3. Dit is 'n eer vir 'n man om van toos weg te bly. Een van die vertalings sê om weg te bly van 'n gestryery. Maar elke sot breek los. So
ek het vir die manne gevra, verlede week kry ek 'n boodskap of sien 'n boodskap van Roy Strauss, Boeta Roy is op Facebook, waar hy 'n woord, waar Oom Angus Buckham vir hom 'n woord gegee het, en dit gaan toe oor, Oom Angus sê toe vir Roy is, you need to pick your fights. Moenie in al die fights betrokke raak nie. Hy sê ook vir hom, jy's jong man nie om jou, en op daai stadium toe Oom Angus dit vir Roy sê, toe sit 'n ding van, ek ervaar Oom Angus of Gees van God sê deur Oom Angus vir Roy is, jy's te besig, en dit is ook so. Jy doen wonderlike goed vir die Here, en ek meen Boeta Roy is 'n man wat hardloop met die evangelie met vuur, en hy skaam hom nie vir die evangelie nie, en ja, om godvrugtig te lewe soos hy, gaan 'n ou vervolging kry, en is daar maar mense wat baie negatiewe goed oor hom sê, en ek het al gesien ook, jy weet, dan baie keer, veral op social media, as mense sulke goed sê, dan raak baie ouens betrokke in die geveg. Hulle raak betrokke in die aanval wat van die mense kom, en dan raak hulle betrokke, en dit raak baie keer 'n lelike ding. En soos die daar nou aangestap het, na ek die gekyk het wat Oom Angus vir Roy gesê het ek toe nou besef, 2026 is 'n jaar wat voor ons lê, en soos ek sê, vir baie mense het hierdie jaar nou glad nie goed begin nie. Maar weer eens, maak nie saak hoe jy gaan begin nie, is hoe jy gaan eindig wat gaan saak maak. En dan moet 'n ou terugdink aan gevegte van verlede jare en die jare voor dit. Hoeveel gevegte was ek betrokke, en ek wil graag dat mense vir ons bietjie sê, tydens sy vakansie vertel hy ons van, hy's op 'n eiland, hy en sy vrou gewees, hy gaan nou vir julle die name en alles gee, want ek gaan vloek as ek het probeer sê, maar wat hom so beïndruk het daar is, miskien mense vertel jy gou vir die mense wat presies daar gebeur het, want ek dink dit sluit ook mooi aan by ons gesprek vanoggend oor kies jy gevegte wat jy moet veg, want God verseker wil nie ons met aan alles betrokke raak nie. Ek onthou 'n paar jaar terug het ek en Hana, 'n man en sy vrou bedien wat erge huweliksprobleme gehad het, en hierdie ou was passievol oor 'n sekere aspek, sekere ding. En op 'n stadium toe sê Hana van die woorde, toe sê sy, ek kan sien jy is baie passievol in wat jy glo. Onder andere het dit gaan oor Sina van Rensburg se boek en goed wat Sina gesê het of wat in die boek staan. En hy was passievol oor wat hy gesê het gaan in hierdie land gebeur en dinge. En Hanna sê vir my volgende woorde, sy sê vir hom, ek kan sien jy is passievol oor wat jy glo en wat jy waarvan jy hou en waarvoor jy staan. Sy sê, maar wil jy nie bietjie daai passie aanwend in jou huwelik nie? Daai passie na jou huwelik te bring. En soos jy bereid is om te veg vir jou volk en vaderland, wil jy nie kom veg vir jou huwelik nie. Nou as ek moet dink tussen die twee, watter geveg wil God hê met daai man gefight het? Is dit verseker vir sy huwelik? Nou loof die Here, hy het haar stem gehoor, hy het die Here se stem gehoor en hy het begin veg vir sy huwelik en ek het so rukkie terug gesien. En hierdie was 'n hele paar jaar terug, ek dink so 14 jaar terug dalk, het ek gesien, hy en sy vrou lyk nog baie gelukkig. So, ons eer die Here daarvoor. Maar mense, jy was nou in bietjie lekker weg. Hy sê dis die lekkerste vakansie wat hy en sy vroutjie nog gehad het, net weg van alles, nie gedink aan werk nie. So hy was die man, ons eintlik is volgende week begin met brultyd, maar hy's gister so uitgerus en lekker vakansie saam met sy vroutjie. Dat hy het vir my nou sê, nee maar, ons moet begin. So, dankie mense, dat jy my kon 4 aansteek het hier by my ook. Het voel vir my, ek moet ook nog 'n lekker vakansie hou, maar ons prys die Here. En toe deel jy met my oor die eiland. So vertel so 'n bietjie vir ons van die vakansie en dit wat jou daar so beïndruk het. Yes. Dankie Fred. Jo, ek weet nie of dit was nie die plan om jou te bel as jy te sê kom laat ons in die gang kom nie, maar dis nou maar seker hoe dit werk as ek en jy gesels. Ons blaas mekaar se vure aan, net.
Ja, dis wonderlik om sulke vriende te hê. So, ons was bietjie op vakansie in Thailand en ons het op 'n eilandjie gewees, Koh Yai. En daar's min bewoners, daar's 'n paar vakansieplekkies, nie hotelle, dink ek nie meer resorts, so 'n bietjie op die kus in een kant en die ander kant, die sonopkomskant en die sononderkant van die eilandjies, so lang die naam Koh Yai beteken Koh beteken eiland en dan Yai beteken lang groot eiland. Maar net omdat die eilandjie langs aan kleiner is, so die ander een is Noi, wat kleiner is. Maar in elk geval, maar ons kom daar, ons beleef 'n vrede, jy weet, 'n kalmte, 'n rustigheid, almal is bly om jou te sien, maar alles is net so 1/10 spoed van Suid-Afrika en almal het 'n smile. Jy kan sien, die mense wat daar bly, het 'n karige bestaan. Dit is vissermanne, die see lewe is natuurlik pragtig. Dis die natuur van 'n eiland, is water om hom. En die mense vang vis en voorsien natuurlik seker vis aan die vasteland en ook aan die mense wat daar bly in die vakansieoortjies. En myself sê ons op 'n stadium vat ons laundry om gewas te word en die vrou is net verskriklik vriendelik. Sy wil net help. En almal is in vrede en kalmte en mag ek sê liefdevol. En gesels met ons wil 'n motorfiets hier om 'n bietjie rond te ry want daar's nie baie taksies op die eiland nie. Of daar is amper niks. En ek en my vrou kry my vroue reed om my mooi styf vas te hou agter op die fiets en dan gaan ons 'n bietjie rondry wat nog nooit voorheen gebeur het nie. En ek sê vir die ou, wil jy nie my bestuurslisensie nie, dat jy daarom net kan sien, ek het 'n bestuurslisensie. Hy sê nee, hier's nie 'n polisiestasie nie. Hier's nie polisie op die eiland nie. Hy is nie bekommerd nie. Ek sê vir hom, okay, mag gee vir my 2 helmets. Hy sê, ja, okay, wil jy regtig 'n helmet hê? Ek sê, ja, as ek val wil ek my kop beskerm, weet. Sê, maar dis nie nodig dat jy helmets dra nie, daar's nie polisie so nie. Hulle het nie crime nie. Weet, hulle het nie, daar's nie polisiestasie, daar's nie polisieman nie. En ek besef toe, en dis die tweede keer wat ek al so 'n ervaring het op 'n eilandjie in Thailand. Maar toe ons lees oor die eiland, bietjie oplees oor, toe sê hulle hierdie eiland is spesifiek baie rustig, want dis 'n moslim oorheersende geloof, eintlik net moslims. En hulle wil eintlik nie hierdie plek met 'n party island word nie, weet, dit moenie 'n uitspattige storie word nie. Dis 'n sterk moslim eiland. En ek wonder by myself, weet, hier in Suid-Afrika is ons 'n Christenland, maar ons het nie genoeg polisiemanne nie. Hier bly ons tussen die moslems en hulle het nie polisieman nodig nie. Weet, wat's fout? En weet, ek moet daar nog net by sê, die moslim wat ons daar ontmoet het, is heeltemal 'n bietjie anders as wat ons nou in die media sien met die lelike dinge wat gebeur het in Australië en so aan. Dis 'n baie gematigde, rustige mens, weet. Maar die vraag is kom by my op, wat is cooking, weet. Hoe ons as 'n Christenland nie genoeg polisiemanne het nie. En daar is ons in 'n plek waar daar nie behoefte is nie. Weet, hoe gebeur dit? Is dit omdat hulle geïsoleerd is, dat hulle groot word en niemand leer hulle om te steel nie? Ek verstaan nie. Weet, en natuurlik steel is seker die grootste probleme wat ou kan hê nie, maar dit is definitief die begin van probleme. Maar ja, dit is my gedagtes, Freek. Weet wat gebeur daarso? En toe jy nou praat van die brand, ek wil net gou hierdie stukkie bysit. Weet ek was al saam betrokke, ons het gaan jag by 'n plek en die plaas was besig om af te brand. En ek is ou brandweerman, so ek verstaan van daai goeters. En ek hardloop in
in die boer se huis en hy is besig om die vuur te veg. Hy sê vir my, gaan haal asseblief my vrou. En ek jaag op na die huis toe en ek sê vir Andrien, kom ons laai, ons het 'n paar minute. Ja, huis gaan afbrand, hier is die reality. Laai wat jy nodig het. Ons het 'n paar minute. Fokus net gou. Ek vat dat so in die gesiggie van. Ek sê Andrien, luister vir my, want jy moet nou fokus. En ek kan sien dat kop gaan na die goeders wat sy die mees onlangste gekoop het, en die goeders wat die meeste gekos het. En ek sê Andrien, luister vir my. Die goeders wat jy nie kan vervang nie. Right. En ek sien sy klik. Sy gryp haar fotoalbums, haar ID's, dokumente, haar trourok, en ewesklik verander haar gedagtes na, wat vat jy? Dit is weet, bietjie fights. Wat is vir jou belangrik? Daai oomblik waar jy besef, okay, jy gaan nou alles verloor, jy kan 'n bietjie spaar. Dan is daar 'n paar goeders wat jy moet mooi dink oor wat is regtig belangrik. Is daai nuwe Rolex wat jy gister gekoop het, weet toe ons in Thailand was, dit is 'n nuwe woord geleer, 'n Folex. Dis 'n fake Rolex. Is hy die belangrikste ding? Of is jou trourok en jou fotoalbums jou waardevolle ding? Jou Bybel wat jy al jou notas gemaak het. Jy daai Bybel wat so lyk asof hy eintlik amper in die asblik hoort, want hy sal so gehavend. Is dit 'n belangrike item in jou lewe? Pick your fights. Is hierdie 'n fight om te pick? Weet, wat gaan aan in ons land? Vreesreek, ek hoop dit is die vraag wat jy wil gehad, die antwoord wat jy wil gehad het. Nee, verseker, baie dankie, want wat is die fight? Jy weet, want as ek nou na die tema kyk volgende, kies jou gevegte goed in 2026, want daar is gevegte waar jy moet betrokke raak. As dit kom by, ek glo jou geloof, jou gesin, jou roeping, as dit kom vir jou huwelik, ja, ons besigheid en so, wat daar het ons nou, ons sien dit nou met die brande hier en die verliese wat daar is, dat, soos jy sê, as dinge nou warm raak, en is op daai plek van, wat is nou belangrik, het 'n ou baie wysheid nodig, nee. So as ouer hierdie tema praat vanoggend oor kies jou battles, kies jou fights reg, want ek glo wat Engels ook vir Royes wou sê is, Royes, ons raak baie keer te besig, en ek was in my eie lewe na die kanker sê ek baie, toe ek kanker gehad het, was halftyd in my lewe. Die eerste helfte was 'n goeie helfte, daar was baie drieë gedruk, mooi oorwinnings, groot siele oes, maar dit het teen 'n prys gekom. Dit was 'n battle, dit was 'n vreeslike oorlog, want Efesiërs sê vir ons, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose owerhede in die lig en die vyand. En ons het die wapentoerusting om die skuld van geloof om die brandpyle van die vyand af te keer. So 'n ou het baie wysheid nodig in hierdie hele ding. Is Here, want ons weet alle uitdagings en alle gevegte en dinge, battles wat jou kant toe kom, is nie van God af. En daai goed is besig om 'n ou se roeping, jou energie, jou tyd te steel. Nou 'n leeu, 'n hond, ek het al video's sien, honde kan langs die heining loop of hom blaf, hy stop nie vir elke hond wat blaf. Hy weet waantoe is hy op pad. So 'n hond wat blaf skrik hom nie af nie. En baie keer is daar geblaffery om ons, wat maak dat ons goed betrokke raak, wat ons tyd en ons energie, en ek wil sê ons getuienis ook steel. Want dit is 'n ding waaroor jy moet waak, is jou getuienis. En die hartseer daarvan is om te sien hoe ons, soos jy sê, want dis hoekom ek wil vra van die eiland. Dalk het daai klomp moslems net besef, as hulle het wysheid hier te sê, hoekom moet ons die mekaar beklei? Hoekom laat ons dit nie werk deur saam te werk nie? Daar's soveel onnodige goed in die kerk waaroor gestry word. Het Adam nou 'n appel geëet, of was dit 'n vy, of was dit 'n peer? En nou fight ons, en nou spat ons uit mekaar uit. So,
Die Yes, spreek, kan ek net vinnig ietsie by sê. yes. In daai rustigheid kry ek die geleentheid nie, waar dit vir my voel asof ek en die Here langs mekaar sit en gesels. Want is nou alles stil om ons, nie? Daar's nie al hierdie white noise, al hierdie klein dingetjies wat tussenin kom nie. En ewe skielik kry ek hierdie connection waar ek, weet, hier in hierdie middel van hierdie moslim omgewing, hoor ek die Here so duidelik en so lekker en so rustig. Weet, goeders wat hy nie met my kan bespreek, want my kop is te besig met die klein goedjies. Weet. En daar is 'n klomp waarde daar binne. Ek besef dit nou net, jy dit so praat. Weet. Ja, Kry jou kop rustig dat jy die Here kan hoor. nee, verseker. En dis wat ek nou wil aanraak hier. So hierdie Spreuke 20 vers 3. Hoor hierdie vertaling, hoe sê hom? Hy sê, dit is 'n eer vir 'n man om rusie te vermy, maar elke dwaas soek stry. So om in 'n gestrydery betrokke te raak en te debatteer oor, veral as dit kom by goed in die woord. Ek het hier gesê, jy weet, hy sê, en ek is iemand wat in my lewe, as iemand wat baie vinnig kon slaan as dit nodig is, en myself kon verdedig het, en groot skade kon aanrig, as ek begin slaan het, en het skade aangerig, jy weet, hulle het my nie verniet in die polisie kragkas genoem nie, verstaan, dit beteken iets, maar om by 'n plek in jou lewe te kom waar is vir my beter om rustig te wees en net weg te stap. Jy weet, dan 'n ou word groot, jy's nie 'n softie nie, jy hardloop nie weg van probleme af nie, of 'n geveg nie, maar party manne veg om hulle ego te beskerm. Nie hulle roeping nie. Bietjie daaroor nadink. Vraag aan ons al vier van ons vanoggend. Van watter geveg moes jy wegstap om jou vrede te red? Want dis wat hy ding wil doen, hè? Hy wil jou vrede steel. Johan, ek wil by jou begin. Wat het jy op die hart vanoggend om met ons te deel met die kykers? Ja, dankie Boeta. Dit is 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En ek het baie uitgesien na hierdie geleentheid om weer so by mekaar te kom met broodtyd. Toe jy gister hierdie boodskap gelos het om te sê ons moet daadwerklik waar by die Here gaan hoor, wat is dit wat hy wil hê ons op moet fokus? Is daar een ding wat by my onmiddellik geresoneer het, en dit is die woord in Desember. Nou Desember is vir my en jou altyd 'n kosbare tyd in ons jaar, want dis ons altyd so verjaarsdag, dis ons huweliksherdenking, en dan die hart van die saak is dit nuwe jaar. En ons is daarop absoluut gefokus om 'n woord, 'n vars woord vir ons verjaarsdag vir die volgende jaar, sowel as die jaar te ontvang en te sê, Here, wat is u plan vir hierdie nuwe tyd en hierdie nuwe seisoen? En ek wil begin deur die volgende woord met julle te deel. Vir ek al hierdie daar op die chat gesit, ek weet nie of jy dit dalk op die skerm wil gooi nie. Dit is daar in Isaiah 53, hy sê, incline your ear, submit and consent to the divine will, and come to me, hear, and your soul will revive, and I will make an everlasting covenant or league with you, even the sure mercy. That mercy is kindness, goodwill, and compassion promised to David. En dan vers 6, seek, inquire for, and require the Lord while he may be found, claiming him by necessity and by right. Call upon him while he is near. En dan vers 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. En dan vers 11, hoor hier, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void. In other words, without producing any effect or be useless, but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the things for which I send it. So, manne, ek wil vir julle vra in hierdie onderwerp van watter gevegte kies ons?
Jy weet, ons kan uit ons vlees allerhande onderwerpe opdis en sê, hoor jy, ons moet hieroor praat, ons moet daaroor praat. Hierdie woord van Jesaja het vir my en jou in hierdie jaar, vir hierdie jaar 2026, 'n ongelooflike impakvolle betekenis. En dit is om so na as wat jy kan, met jou ore op die grond, sy stem te soek, sy wil te soek, te sê, Here, wat is u plan? Waarmee moet ons onsself besig hou? Jy weet, 'n ou kan jouself verskriklik vermoei oor goeie daar buitekant. Ons het nou gepraat oor, jy weet, wat gaan in die kerke aan? En ons kan nie die ouens slaan met allerhande redenasies en feite. Die feit van die saak is, Here, u sê in u woord dat your purpose, u doel, u plan, wat u wil bereik, sal bereik word as ons inrig en instem op wat is daardie opdrag van God? Waaroor moet ons gesels? Waar is ons fokus? Waarvoor beklei jy? Dit help nie jy mors jou tyd met allerhande argumente. Die Paulus is so baie reguit waar hy sê, julle argumenteer oor al hierdie goeders en hy sê, die ou sê ek is van Cephas, daai ou sê ek is van Apollos en ek is van Paulus. Hy sê aan die einde van die dag, waaroor gaan dit? Gaan oor Jesus Christus. As ons nou praat, as jy sou wil argumenteer oor kleindoop, grootdoop, as jy wil praat watter kerk is nou reg, dan gaan ons nooit die einde van daai argumente hoor nie. Maar as ons vir die Here God gaan vra, Here, wat is dit wat u vir die volk daar buite wil sê? En ons leef in 'n tyd waar hoop is so nodig. Daar is so 'n behoefte aan om vir 'n ou 'n lifeline te gee, te sê, hier is vir jou hoop. Incline your ear and submit and consent to the will of God. Gaan hy al ons dinge vir ons uitwerk. Ek kan nie vir jou sê hoe desperaat is die wêreld daar buite. Toe jy nou sê mense oor hierdie ouens in Thailand wat daai spesifieke eilandjie waar, hoewel dit 'n moslim geloof en oriëntasie is daar vrede. Dan wil ek amper so ver gaan om te sê, nou maar, wat maak dit dat Suid-Afrika in die krisis is, want ons is in 'n krisis? Ons het Christendom, maar weet jy waar, ek dink wat in my hart opkom, is 'n verdeeldheid. Daai moslims staan vas op een woord, op een wet. Hulle het nie 'n verdeeldheid in hulle geloofsoriëntasie nie. In Suid-Afrika, hoeveel Christen kerke het jy? Hoeveel Christen uitkykpunte het jy? En dis waar ons probleem lê. Ek dink dat ons is verdeeld in ons Christendom en Jesus Christus self, hy sê homself, 'n koninkryk wat in homself verdeeld is, kan nie staande bly. We all claim to be part of the light, the kingdom of light. Christendom is die koninkryk waar Jesus ons koning is. Maar ons kan argumenteer oor goede. Ek meen, daar het ons net 'n paar voorbeelde genoem. Jy weet, die kerke in die vroeëre tye toe ons voorvadere daar was en die man het gekom hier uit die Kaap en val oral oor, inteendeel vanuit Europa, Suid-Afrika, toe het hulle met een godsdienst hier aangekom, een Christen boodskap. Dit was die woord van God gewees. En toe kom dit, jy weet, ons Afrikaners, ons sê altyd, ons kan nie saam staan nie. En dit is waaragtig waar, dat jy kan eenvoudig in 'n groep van 'n paar manne, as jy begin praat oor politiek of oor kerk, dan is daar gou rooi warm gesigte, en die ouens sê, nee, ek stem nie saam nie, en wat het die ouens gedoen? Nee, hy stig sy eie kerk, want hy het nou nie saamgestem met daai een beginsel nie. Die Here sê, incline your ear, and submit and consent to the divine will. Wat is God se divine will? Seek my kingdom first, and all these things will be added unto you, sê. Ek is bekommerd, manne, ek is bekommerd oor Suid-Afrika. Ons kan nie nou kyk na wat in die wêreld aangaan nie. Ons gebed is altyd, Jesus, terwille van u kinders reg oor die aardbol, hou hulle in die holte van die hand. U het gesê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Maar ons fokus, manne, is, wat se boodskap bied ons aan Suid-Afrika? Dat Christus se vrede in ons en oor ons en deur ons volk kan spoel, dat daar eenheid kan kom. Magtie, ek sal vir jy sê, jy kuier saam met jou vriende, en jy sal net so 'n bietjie praat oor die politiek, dan sal jy ouens sê, nee man, maar ek hou nie van wat byvoorbeeld, ek hou glad nie van wat Trump doen nie. Dan nou sê, nee, ek hou van wat Trumpie doen. De Trumpie en sy bende, of jy nou van hom hou, of hy nie van hom hou nie,
Jy weet, daai argument is een van, wat is die basiese goddelike beginsels in ons lewe? Waarvoor staan jy? Ja. En as ons daai ding kan ooreenkom, en ons sê, Here Jesus, wat is dit waarheen U met ons wil gaan? Wat is die boodskap aan Suid-Afrika? Dan sê ek, dan is ons op die regte pad. Sure. Ja, nee, dis groot waarhede wat jy nou daar sê, my Boeta. En nie die hele proses, wat as ou ook nou na luister wat jy sê in daai woord, weet ou, kan jy verseker weet, en ek sien baie keer die vyand, hy kom nie net en val jou aan nie, met dat absoluut soos 'n geveg lykie. Maar hy's 'n meester en hy kon geen eer gee nie om 'n ou se aandag af te trek, om jou af te lei. Hy is 'n verleier. Hy sê 'n leier nie, hy's 'n verleier. Ek wil gou hierdie skrif vir julle deel in Nehemia 6 vers 3. Terwyl Nehemia besig is met hierdie groot werk om die muur te bou en gaan lees bietjie die hele verhaal van Nehemia. In daai hard goeie groot werk wat hy doen, kom daar mense en hulle roep hom. Hulle wil met hom praat. Hulle wil 'n vergadering hou. En dan sê Nehemia vir hulle in Nehemia 6 vers 3. Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. So hy sê, moenie nou my tyd mors nie. Ek het nie nou tyd hiervoor nie. Ek het nie nou tyd om in hierdie ding betrokke te raak nie. As julle wil debatteer en wil veg en wil stry, hoekom ek dit doen en wat ek doen, Royes, luister mooi, laat hulle dit doen, laat hulle dit sê. Moenie eens praat met hulle nie, man, want jy het nie nodig om jouself te verdedig, jy is gehoorsaam aan God. Waarom moet die werk ophou sodra ek dit verlaat om na julle af te kom? Julle wil my tyd steel. Julle wil my roeping steel. Ek is besig met God se werk. Waarom moet ek gaan sit? Ek sê nou weer vir hulle by daai substance disorder event wat ek gepraat het, spreke was aan in Oudtshoorn. En die statistieke is daar van die verwoesting wat drank en dwelmmisbruik in die gemeenskappe saai. Dis hoeveel onwettige shebeens daar is. En almal wat daar gepraat het, of dit nou gesondheidsdepartement was, social departemente was, die polisie en die kerk, almal het gesê, hoekom bly julle wegkyk? Julle weet wie's die mense wat hierdie goed doen. Alselfs van julle wat hulle beskerm, maar wat nie goedkeur wat hulle doen nie. En julle weet dit saai verwoesting. Meld hierdie goed aan, en dan is daar nou weer wat sal sê, maar wat help het ons meld dit aan? Die polisie doen niks nie. Jy weet, iemand het gesê, for evil to triumph is for the righteous to do nothing. En hier's 'n voorbeeld in die woord van 'n man wat besig was met werk, God se werk. Hy het geglo wat hy doen, en hy het gesê, kykie man, moenie nou my tyd mors nie, ek het nie nou tyd hiervoor nie. Ek het nie nou tyd om met jou te stry. Het Adam 'n appel of 'n peer geëet nie? As dit vir jou, kyk, ek was by 'n mannekamp een keer, net na ek tot bekering gekom het, en daar's 'n ou wat die oggend in een van die klein groepies sy met ons deel, hy sê die manne wat na die sterre kyk, en hy was 'n ateïs, en hy kon uit sy, nou die woord sê, sy sê, daar's nie God nie, sy dwaas. Hy kon uit sy wat hy geleer het in ander mense se boeke, en dit kon hy baie goed verklaar het. En toe kom hy eendag met sy stetoskoop of hy sterre ding wat na die sterre kyk, en hy kyk en hy kom by 'n plek waar hy nou glad nie meer 'n antwoord het nie. Hy kan nie hierdie ding verduidelik. Hoe is dit moontlik dat dit en dit so werk nie? Kan evolusie dit veroorsaak het? En hy's in nul op daai stadium. Hy weet nie meer wat om te sê nie, of hoe om te verklaar nie. En hy sê vir ons in die klein groepie, hy sê, en 'n stemmetjie sê sag vir my, staan een kant toe, verduidelik ek jou gou. En daar kom hy tot bekering. Om te besef sy ou kopkennis, en dit wat hy gedink het wysheid is toe net sotlik. En God praat met hom en verduidelik vir hom, en daai man
weet, daar het God hom ontmoet op die vlak wat hy soekend was. Vir my, Genesis 1:1 is genoeg. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ek alles verstaan, hoe nie? Al wat ek weet, dit wat jy gesê het, daar vir ons gelees het, sy woord sal nie leeg om toe terugkeer nie. Dit wat God sê moet gebeur, sal gebeur. En ek meen, ek staan nou elke keer as ek National Geographic of iets kyk oor diere en goed in die see, hoe daai diere en daai visse en daai voëls, die goed wat hulle doen en hoe hulle weet wanneer om te trek en dan staan jy in asem in oor hierdie groot God, hierdie awesome God se skepper. Wat selfs vir daai muur gesê het, dit is net soos die woord sê, jy moet 'n sot wees, jy moet 'n dwaas wees as jy glo as nie God nie. En jy weet, in ons raak in sulke goed betrokke wat maak dat, soos ek gesê het, hier's 'n oom het eendag vir my 'n baie groot stuk wysheid gegee in die begin, na die Here my voltyds in die bediening geroep het, toe sê 'n oom eendag vir my, toe sê hy, Freka, onthou, jy's maar net 'n posman. Jy kom lewer net pos af van die hoofkantoor. Hy sê, onthou, daar's altyd honde wat blaf, want die posman wil byt. Laat hulle blaf. Moenie probeer skop nie, moenie probeer aangediening doen, jy net wat jy moet lewer, jy net die woord af. Lewer die pos af van hoofkantoor. Dis hoofkantoor wat jy stuur. Jy sê net wat die hoofkantoor van ons sê, en verder het jy nie nodig om in 'n ding betrokke te raak. So ja, Atman, as iemand wat nou baie met hierdie tipe goed te doen het, en as ek dit nou mag sê, in groot versigtigheid, hier was sommer nou met mamma se afsterwe ook nou 'n ongelukkigheid. Party mense wou hê hulle moet aan die Kaap begrawe, want sy het soveel mense daar geken, maar mamma se begeerte was, sy wil in die Noord-Kaap begrawe word. En daar moes jy opstaan en sê, okay, jy het nie 'n gestrydery glo ek betrokke geraak nie, maar in jou rustigheid soos ek jou ken, het jy gesê, kom ons doen wat mamma wou hê. Punt. Daar's nie nou nodig vir 'n groot geveg, en kom ons doen net wat mamma wou hê. Dit was haar hartsbegeerte. En iemand wat nou baie werk met, soos om teens hulle gesê het, 'n brug bou tussen mense wat mekaar beklei, en dat wil inkom, soos ons nou gepraat het al op transformasietafel, en jy is nou werklik waar een van die mense in my lewe wat ek ken, wat 'n vredemaker is, as deur wat jy doen, hoe die Atman, wat tog ook maar baie aggressief was, baie gou op sy agter sy vuiste of 'n mes kon inklim, as gevolg van die goedjies wat gebeur het as kind. Hoe het Atman ook nou by die plek gekom en sê, dis beter om die vrede na te jaag, soos Jakobus sê, en om in Romeine 12 ook sê hy, jaag die vrede na, verdra mekaar. Atta, wat kan jy met ons deel vandag? Goeiemôre weer eens. Ja, coach, as ek moet begin, dan wil ek sommer afskop om te sê, die antwoord is eenvoudig net Jesus. Ek kan onthou, terwyl ek daar nog in die gevangenis was, en die dag toe ek Christus aanneem, die volgende dag, en nou, ek het tussen wrede misdadigers, ouens hoog op, in die rank van die nommer, in die sel geslaap. Maar die volgende dag, toe sien ek nie meer die man as die moordenaar, die verkragter, die gangster, of wie hy ook al is. So dit sê vir my, begin by God. Ek hoor coach praat van die misdaad, statistieke en goed. Van die misdaad, veral Weskaap en Noord-Kaap, het nou nog gestyg, en ook veral moord. Dan sit ons met die geval wat Boeta Johan
of ek dink mense nog genoem het dat die kerk is daar. Ons die mense is die meeste as jy vir hom vra in die gevangenis of hy met die vorms invul, hy's 'n Christen. Maar dit bring my nou nog 'n bietjie terug. Ons sit, waar begin het? Dit begin mos by die kind. As jy nou na die skole toe gaan, die majority van skole in Suid-Afrika, gaan jy nie kom kry die oorvloed is moslims of Jode of ander gelowe nie. Is Christene se kinders wat nou so aangaan. Dit is Christene se kinders wat nou so gaan skiet en van die kinders is Christene. So vir my is dit begin by God en die kerk het 'n verskriklike groot rol daarin te speel. As ons aan teruggaan na die videoetjie, ek het die videoetjie al 'n tydjie gelede gekyk en dit het my nog as net so geroer soos hy nou daar vir coach geroer het, toe coach het sien oor Rooijes en hoe om Angus vir hom daar so adres. Maar ek weet die coach het langs aan my gestaan daar by House of Bread 'n paar jaar terug, toe ons daar so 'n vrag meel van Rooijes afgelei het, wat hy daar gebring het, wat ons moes, wat Aliwal toe moes gaan. En ek weet nie of coach vir Rooijes se woorde kan onthou, terwyl ons gestaan en chatte daar langs sy wa nie. Rooijes het gesê, want ek dink ons het hom gevra oor die goed wat hy nou doen en hoe hy besig is en so. En toe sê Rooijes die ding, die rede hoekom hy nou so besig is, omdat daar iemand sit, en ek wil hê wat nou luister en wat later na die boodskap gaan luister, moet mooi hoor wat ek nou sê. Rooijes sê, hy moet nou politiek en hy moet alle klomp goed doen, omdat daar iemand sit wat ongehoorsaam is aan God se stem, wat geroep is om hy goed te doen en dit nie doen. En dit het my nogals baie laat dink gisteroggend, coach, toe ek hierdie call kry van die jong man, wat, hy seker nog nie so jonkie, maar wat vir my sê, hy is van Easies Rivier hier so in die Weskaap gewees, en hy is nou in Loetswil, maar hy is soos in die Nehemia, wat daar kom, en onmiddellik sien die nood van jong mense, wat dieselfde gedrag begin toon waarin hy gewoond is hier in die Weskaap. Maar nou sit hy daar en hy besef, hier moet ek iets doen, hier sal ek nie net kan sit, hier sal ek moet iets kom doen, maar onmiddellik besef hy, ek sal nie kan nie, ek het hulp nodig, ek moet geleer word, ek moet gecoach word, ek sal moet uitroep na die manne toe en sê, sal jy Atman, sal jy my coach wees, sal jy my help, sal jy my verduidelik, wat kan ek doen om hierdie plek te verander? Nou, iemand luister, ek weet nie hoe die Here met u praat nie, of hoe die Here al in die verlede gepraat het nie, en u sit, 2026 het ons ingegaan, en u sit nou nog met goed wat u van 2015 af nie gedoen het nie, soos ons terugkyk, na die skade waar het nou is, ons sit met manne, soos Rooijes byvoorbeeld, hy het die kennis van 'n polisieman. God roep hom uit die polisie uit, want die mense het Christus nodig. Nog jou vra, maar, okay, Rooijes het dan nou weer ambisie om 'n minister van polisie te word. Wat dryf hom aan na toe? As minister van polisie eenvoudig net sy werk gedoen het, want ek weet, Rooijes is frustreerd. Hy dink as 'n polisieman, die tyd toe ek 'n polisieman was, hoef ek hier rond te gehardloop het en al hierdie klomp goedes, mense te help en so klomp strate beman en klomp mense nie. As die mense die polisie gesien het, het hulle die straat uitgekom. So jy is frustreerd in jou situasie, maar nou beïnvloed dit jou roeping. En ek wil afsluit manne ook ten opsigte van ken jou baan, soos coach aan die begin gesê het. Ek het gisteraand, toe moes ek nou 'n lekker sessie met my vrou
deurmaak, want sy gee om vir my. Sy ken vir my. Sy weet, mamma het afgesterwe en die afgelope paar dae is ek aktief en ek is besig met goed. En sy sê vir my die ding, sy vra my, man, hoe voel jy? En ek vertel haar 'n klomp goedjies en sy sê, hoor hierso, ek wil nie weet al hy goed nie. Ek wil weet, hoe voel jy? Sy wil weet van my pyn, my hartseer en die tipe van goed. Ek praat hoe ander goed is. En ek is gister so excited, omdat ek maandag Nieuwoudtville toe ry, gaan ek vir die hele week daar wees, en ek wil hierdie oudjie ontmoet, wat wil hê ek moet hom coach. En Olivia kyk mense sê vir my, man, nee, jy gaan nou vir mamma gaan begrawe. God gaan geleentheid skep vir die man. En ek moes na my vrou luister. As dit kom as ons kyk na die praat, die wat ons nou van gepraat het, van die rus, wat jy vir jouself moet gee, waar jy moet kan onderskei in die gees, is dit regtig wat God wil hê, ek moet nou doen. En wat coach sê van 'n ego, sy wil die land plat hardloop met klomp goeders, en dit moet goed gaan en like op Facebook en allerlei klomp goed. En die verskil is die praktisie. Sy is so gedrein later van tyd, sy het geen impak meer op jou eie huisgesin. Ek ken manne en vroue met wie ek saam in die bediening is, dan val die huis uit mekaar uit, maar sy is op die pad. En dit is, ek weet nie coach, ek het gister so nagedink, maar toe besef ek, nee, dit gaat baie short notice wees. Maar het sou interessant gewees het om dalk vir Royes te genooi het, om die side van sy storie en sy frustrasie te kom deel, want regtig ons is mense, en ons sê almal ons is kinders van die Here. Maar die vraag is, hoekom laat jou ongehoorsaamheid, as God jou geroep het God jou geroep, hy gee nie om of jy 'n magistraat is, of die hoof van die polisie, of die hoof van die skool nie, hy het jou geroep vir sy doel, so in die roep, die beroep, as beroep en roeping, in die beroep wat jy sit, het God jou jy daar gesit, sodat jy 'n verskil kan maak, sodat Atman, wat moet fokus op siele, wat moet fokus as vredemaker in die land, nie nog nodig het om Edmund te loop doen nie. Atman moet nou sommer nog 'n kameraman nog raak, en Atman moet nog baie goed doen nie, dan gaan ek mos nie my werk effektief kan doen nie. Dit is tyd vir ons mense raak gehoorsaam as God mee oppraat, en so gaan ons saam die land kan help verander, en ons sal 'n groot sukses daarvan kan maak. Baie dankie manne. Sjoe, dankie Atman. Saam kan ons 'n groot verskil maak. En jy het dit ook nou aangeraak, jy weet die rustigheid, en dit gaan alles oor die Here Jesus. As ons sy voorbeeld volg, weet ek, en ek kan vir jou sê, vanoggend, vir julle sê, ek kan nie vir julle probeer verduidelik, hoeveel battles het ek oor die afgelope paar jaar gewen, net deur stil te bly. Nie 'n woord terug te sê of iets betrokke te raak nie. Kyk hierso wat gebeur in Matteus 27, en terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? Hoor hoe praat 'n goewerneur met Jesus, hoor u nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. Kyk hoe die Here Jesus selfs ten tye van sy vervolging, net voor hy gekruisig word. Hy het ook vir Pilatus gesê, dat Pilatus hom vra, wat is waarheid? Maar om op daai plek jou lewe hang in 'n draadjie, is 'n klomp leuns wat in jou verkondig word, is 'n hulle haat jou, maar om in daai oomblik stil te bly en te sê, niks te sê. Mense, ek weet, jy het dit al bely verlede jaar op ons transformasietafel donderdagoggende,
dat dis 'n ding in jou eie lewe wat ou battle is om te weet wanneer om iets te sê en wanneer om stil te bly. En jy het ook al gesê, jy wens baie keer, jy het nie iets te sê nie, dan is 'n ou spyt daaroor na die tyd. Maar in die besigheidswêreld is dit taaf. En baie keer is dit moeilik om stil te bly. Veral as dit kom by goed wat verwag word van ons besigheidsmanne weer eens in Suid-Afrika. En 'n ou voel baie keer, yes, ek glo jy het ook al gevoel, ag nee wat, dis beter, kom ek pak op, ek stop dit. Maar as jy in die begin vir ons gesê het, voor ons begin het, dit wat jy doen, jy hou daarvan, dis jou passie. Jy weet, hoe manage jy, hoe kry jy dit reg? En ek is dankbaar, jy is 'n eerlike mens wat sal sê, ek kry dit nie altyd reg. Want selfs, ek wil sê, jy moet op water kan loop om altyd stil te bly. Ek het al hierdie lip vir my so gebyt, want in die verlede het ek net nodig gehad om te draai en jou miskien een skoot te slaan en die gestry was oor. Of dit wat jy die aanval, maar in die besigheidswêreld is dit taaf. En daar's fights wat die hele tyd vir jou wag, daar's uitdagings. Hoe kry jy dit reg as besigheidsman om kalm te bly? Want jy is tog 'n rustige ou. Om kalm te bly, maar tog ook vir die waarheid te staan. Ja. Vreek so, onthou die mense wat jy ken en die mense wat die werk is dalk nie heeltemal dieselfde ou nie. Ek sukkel om kalm te bly. En dit is regtig iets, Atman het dit so mooi raak gevat met nou, daai gehoorsaamheid. Dit is nie my fight om te fight hier nie, want kom ons kyk gou daar, as dit nou vroeër gevra is van Spreuke 20 vers 3, wat in my Bybels is dit is eerbaar om risie te vermy. Enige dwaas kan risie begin. Maar lees nou die volgende versie. 'n Luihart ploeg nie in die saaityd nie, en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie. Ja. So, die meriete van die vraag is, moet ek met hierdie ou argument piek? Hy is 'n luihart. Hy het nie gedoen wat hy moes doen, toe hy het moes gedoen het nie. En nou is hy ongelukkig daaroor, en nou soek hy dit by my. En dis hoe ek probeer om uit te bly, Vreek, maar nie, ek is nie baie suksesvol nie, hoor, as ek sê ek probeer dit uit te bly nie, want ek wil gou graag vir ou vertel, jy het nie jou werk gedoen en my groot fights, omdat my besigheid skool is. Weet, ons lei mense op, elke liewe persoon van die 40 of 45 mense wat daar werk, het ek opgelei daarso. Hulle het nie daartoe gekom met die kennis wat hulle gebruik in hulle werksplek nie. Hulle is daar geleer. So ons is eintlik baie meer skool as besigheid. Maar luiheid is 'n baie natuurlike ding. En dit is waar ek my cool verloor. Dit is die ouens nie, weet ek het al vir jou gesê, as jy nie iets geleer het vandag nie, moenie huis toe gaan voor jy nie by my draai gemaak het. Dat ek net vir jou ietsie leer nie. Weet, want dit is omdat ons omgewing, Atman het dit so mooi raak gevat, weet, Roy is frustreerd, want die ou wat die job moes gedoen het dit nie gedoen nie, so hy moet dit nou doen. Weet, ons sit as besigheidsmense, glo ek, in 'n plek waar ons 'n klomp jobs het wat nie ons in is nie. My job is eintlik om kabel te maak en geld te maak. Maar nou is ek besig om onderwyser te wees. Ek is besig om 'n life coach te wees. Woensdaagoggende het ons Gideon wat ons woord bring. Ek wil dit hierdie jaar verander. Ek wil meer life coaching begin doen uit die Here se oogpunt uit. Want kom ons kyk gou na ietsie. Want ons praat van die, weet, het Adam die appel geëet of die peer of wie ook al. Luister 'n bietjie na wat Charlie Kirk die hele tyd gesê het. Elke keer as hy gekonder word, wat het hy gedoen? Hy het na die basics toe gegaan. Elke keer as hy gekonder is, het hy na die basics van die woord toe gaan. Hierdie boek van Ultimate Wysheid. Al wat hy gedoen, hy het na die basics van daai boek toe gegaan. Hy was nie 'n ou wat super smart goeders gesê het nie. Al wat hy gedoen het, hy het net teruggegaan na hierdie boek toe.
Die waarheid. Elke konfrontasie het 'n uitgesorteer uit 'n eenvoudige waarheid uit hierdie woord uit. So ek weet nie of ek jou vraag geantwoord het nie, Freek, want ek het nie die antwoord nie. Ek is nie regtig great met konflik vir my nie. En ek is 'n ou wat maklike fight, as jy 'n fight soek, as jy by die regte plek as jy by my aankom. Maar dit moenie 'n morsige storie wees nie. Dit moet gou-gou uitgesorteer wees, weet. En ek is nie 'n ou wat boks nie. Ek het nog nooit 'n fisiese fight in my lewe begin, weet, of gesoek nie. Maar as jy lus is vir 'n lekker lang, jy ken my goed genoeg om te weet, want as jy onthou die ou vir die klats van Mossie, as jy 'n lekker lang uitputtende fight wil hê, of as jy fight wil hê wat jy nie kan wen nie, piek hom met my, jy gaan hom kry. Weet, maar die ding is, ou moet baie versigtig wees. My probleem is, ek tackle te maklike fight. Ek moet die maar eers vra, is hierdie die moeite werd? En jy het vir my waarheid gegee vanoggend. Hierdie was vir my super belangrik vanoggend. Veg jy vir jou ego of veg jy vir jou roeping? Voor jy engage. Want ek wonder hoeveel keer van dit is my ego, maar ek weet meer as jy. So laat ek jou verduidelik. Veg jy vir jou ego, veg jy vir jou roeping? Hoeveel ouens se besighede het hulle al afgeskryf? Want hulle veg vir hulle ego, en hulle veg nie vir hulle besigheid. Hoeveel ouens het hulle huwelik al afgeskryf? Want hulle veg vir hulle ego, hulle veg nie vir hulle huwelik. Hoeveel ouens het al hulle gesinne afgeskryf? Want hulle veg vir hulle ego, hulle veg nie vir hulle roeping nie, hulle veg nie vir hulle familie nie. Hoeveel ouens het hulle geloof al afgeskryf? Hier's 'n lekker een, ek weet, lekker curveball. Ek kyk nou die dag gedink. Dis 'n hacks. Jy weet wat ek nou van praat. Wat sê, die vyand se lekkerste ding wat hy doen, dis in Christene, is gossip. Kinder. Dis die boosheid uit sy beste uit. Weet. Veg jy vir jou ego, weet, Freek daai. As iemand slegs wil sê van Freek voor my, dan sê ek, wow, kom ons check gou hier. Jy gaan dit nie voor my, jy gaan nie skinder van my vriend voor my nie. Kom ons check gou hierdie feite wat jy nou so gooi. Weet, I'll have your back. So Freek, ek weet nie of ek jou antwoord gegee het nie, want ek soek nog vir 'n antwoord myself. Weet, maar die curveball van vanoggend van veg jy vir jou ego, veg jy vir jou roeping. Weet, hoe piek jy daai, dit gaan omtrent 90% van jou fights elimineer, as jy daai vraag vir jouself kan antwoord. En as 'n seun van God, as 'n leeu, 'n miljoen mannetjie, hy weet wie hy is. Hy het nie nodig om by iemand anders te hoor nie. As God sê, dit is my seun in wie ek welbehaag het, en dis hoekom ek jou gevra het, want jy het verseker vir my die antwoord gegee. Die Here Jesus is in die woestyn, en wat kom die vyand aan? Hy kom val hom aan. As jy die seun van God is, doen dit. Dit was nie van, maak die klippe brood nie. Dit was niks van dit nie. Die aanval kom as jy 'n seun van God is. As jy die seun van God is. Maar wat dit oor gaan is, die Here Jesus het geweet wie hy is. Hy sê die tyd is in Christus, en as jy weet wie jy in Christus is, gaan jy nie met 'n ego-probleem. Want ek sê, die hoogste vorm van aanbidding is wees stil en weet, ek is die Here jou God. Hy sê, gee water, draai jy aan die wang, hy sal vergeld, hy sal die wraak neem, en ek weet dis baie erg. Maar ek het by die Here geleer oor die laaste paar jaar, het Vader my geleer, een van jou grootste wapens om oorlog te voer, is om stil te bly. En te weet, God het ook my back. God sal hierdie fight vir my beklei. Ek dink in die CCM, ding wat ek betrokke was dit vir my die moeilikste, om met, as jy na die leens en al die goed wat jou kant toe kom, moet luister. In daai oomblik, eintlik maar net, hoe kom het ek uitsien oor sê, want is nie waarheid nie. Hoe kom het ek myself hier verdedig teen 'n klomp leens, en dan, as jy kry, dan raak jy nou skinmitseling betrokke in die saak, of in die verhoor.
en as dit net eerder maar net, ek dink dit so my getuienis ook het meer goed gedoen het, deur stil te bly. So, stil bly is 'n geestelike wapen. Ja. Net soos dankbaarheid 'n geestelike wapen is. So, weet wie jy is hierdie jaar. Weet wie jy is in Christus. Ontdek jou identiteit in Christus. In Christus is ek God se seun. Punt. Jy moet met God gaan debatteer op 'n klei, hoekom hy sê ek is sy seun. Want dis nie ek wat dit sê nie, hy sê ek is sy seun. So, ontdek hierdie jaar wie jy in Christus is, en begin hierdie wapens gebruik, deur baie keer net stil te bly, weg te stap, en te weet, ja, soos jy sê, mense, die ding met die mosie met die clutch. Dit was net eenvoudig, sorry, ons kan jy nie nou help nie. En jy het gestaan vir die waarheid, maar jy is die vervaardiger van hierdie voertuig. Moenie vir my sê, daar is nie nou 'n clutch in Suid-Afrika beskikbaar nie. En jy het aangehou fight in liefde, maar ek meen, ek is oortuig van, jy het nie gevloek en geskel nie, en gedreig nie. Jy weet so, kom terug na pick your fights, kies jou gevegte, en onderskei, Here help ons, geef ons wysheid, onderskeiding, is hierdie ding van U af, moet ek staan hier, en Atman, ek gaan by Royce hoor of ons wil join volgende week, want dis 'n baie groot ding hierdie waaroor jy praat van die frustrasie. Jan, ek sien jy het nog 'n skrif vir ons opgesit, wil jy nog iets sê? Ja, ek wil net gou kortliks, ek dink ons almal het 'n paar belangrike raakpunte raakgevat. En jy weet, 'n mens kan vir jou sê, okay, gaan nou stil bly, en dan is dit 'n vleeslike besluit. Ja. Ek dink dat ons moet by die begin vreek, en dit is verhouding. Verhouding met Jesus Christus, met jou bruidegom, met jou man, wat Jesus Christus is. En wanneer jy in sy teenwoordigheid is, hoor jy sy stem, nie waar nie. En wanneer jy in 'n moeilike situasie is, het sy by jou werk, het sy by jou huis, en jy is op jou knieë in jou binnekamer, en jy sê, Here, wat is dit? Wat ek in hierdie situasie moet doen? Dan gaan hy vir jou antwoord, en hy gaan vir jou sê, in hierdie geval, bly stil. Of, hy gaan vir jou sê, skiet die pyle. Met ander woorde, sit die waarheid op die tafel, en laat die waarheid seëvier. Daar is my 'n kosbare woord hier in Spreuke 4, as jy dit dalk op die skerm kan sit, Spreuke, dan kan jy dit gou lees. Ek hou van die Engelse Amplified Bible, hy sê, He taught me and said to me, hoor mooi, let your heart hold fast to my words, keep my commandments and live. In vers 5, get skillful in godly wisdom, acquire understanding, actively seek spiritual discernment, mature comprehension, and logical interpretation. Do not forget, nor turn away from my words of my mouth. From the words of my mouth. Jesus, ouens, daardie is so 'n mond vol. Hy leer jou, hy gaan jou wys die weg wat jy moet gaan. En dan sê hy, laat jou hart styf vashou aan hierdie woord, en hou my instruksies, my commandments, my wet, laat dit by jou vasgeanker bly. En dan sê hy in daardie tweede vers 5, hy sê, get skillful and godly wisdom. Yes, wanneer praat jy? Wanneer praat jy nie? Dis wysheid, is dit nie? En hy sê, bekom daardie begrip. Hy sê, a clear understanding. En hoe doen jy dit? Deur werklik die onderskeiding van gees van hom af te smeek en sê, Here, hoe hanteer ek nou hierdie situasie? Nou baie keer as jy in 'n situasie instap, dan is die konflik onmiddellik daar. Jy het nie dit verwag nie. Onthou, die vyand waarsku jou nie vooraf en sê, hoor jy, gaan jy nog gou 'n bietjie toets hierso nie. Jy gaan in die leeu se bek in kyk, en dan gaan jy moet weet, wat gaan ek nou doen? En daai spiritual discernment, daai geestelike onderskeiding,
kom deur 'n mature verhouding, 'n volwasse verhouding met Christus. Hy noem dit ook 'n mature comprehension. Dis 'n begrip van hierdie situasie. Die Here het my geleer om in hierdie situasie om te raadpleeg. Nou is ek in hierdie leeu se bek en hy sê vir my, nou gaan ek jou roer. Wat doen Christus se Gees? Hy kom en hy spreek in jou in. En op daai oomblik wat hy in jou inspreek, het jy die antwoord. En hy gee vir jou die opdrag. Hy sê vir jou in jou gees, bly stil, moet niks sê nie. Of hy sê vir jou, praat die waarheid, sit die feit op die tafel. Jy weet, die wêreld moet ook baie keer die waarheid hoor, nê? Die vyand sal, ons het in 'n vorige gesprek het ons gepraat oor die rol van die vyand, wat heeltyd die broeders aankla by die troon van God, die seuns van God. Kom hy met aanklagte, hy sê, kyk wat doen hierdie ou, kyk wat het hierdie man gedoen. Maar ons rol is om onsself nie te verdedig. Die Christus is ons verdediger. Hy is ons advokaat. En daarom manne, al wat ek kan sê, mense, jou verhouding met Jesus begin in jou binnekamer, saam met jou man, saam met jou vrou. En wanneer jy daai plek in jou lewe het waar hy eerste is, man, of jy nou daar, soos mense sê, of hy nou daar op sy fabrieksvloer loop, het ek conversation met hom. Of ek in my kar ry, of ek in die mall loop en besig is om te shop of te soek vir iets, kan ek vir hom sê, Here, rig net my voetstappe na die regte plek toe. Ek kry hierdie ding nie in die hande nie. Dit is verhouding. Verhouding is nie een keer 'n dag, dan moet jy net gou bid en net gou Bybel lees en dan Sondag kerk toe gaan nie. Dis nie verhouding nie. Dis gewoonte. Dis godsdiens. Ons predik nie godsdiens nie. En ek dink ons vraag vanmôre was gewees, wat maak ons in Suid-Afrika as 'n Christen volk dat ons in hierdie kondisie is wat ons is? Hoekom? Want ons preek godsdiens. Ons preek nie verhouding nie. Amen. Ek praat nie van ons nie, ek praat van in die groter prentjie, die groot geheel. Groot amen op wat jy sê, my boeta. Atman, ons sal afsluit. Ek wil hê jy moet gou van ons net gou vir die mense vertel. Ek sal nooit vergeet nie, die eerste anger management wat julle aangebied het daar by Oudtshoorn Medium A by die manne, was ek nou saam met daai 3 dae. En Eileen het 'n ding gesê, die Here Jesus het kwaad geword oor wat in die tempel aangegaan het. Maar daar's iets wat hy gedoen het. Hy het gegaan en sweep gaan weef. Wanneer nie net gou daai gedeeltetjie wat sy gesê het, want dit bly so by my. Daai is ook maar net eers wegstap, want dit kom baie erger dalk gewees het as hy dit daar. Ek wil nie sê verloor het nie, want hy verloor het nie sy kop nie, maar as hy uit sy woede daar opgetree het. Daar's 'n les wat hy vir ons daar leer. En ek weet dis iets wat julle ook in julle program aanbied. As ek kan begin, coach, sal ek sê, ja, dis ook een van my groot wapens vir alles ek kwaad raak. So dit is menslik om kwaad te raak. Dit is klomp goed wat ons frustreer. En ja, jy kan sommer jou hare self in gevalle uitpluk. Maar die gedeeltetjie oor Jesus en wat hy gedoen het, deur die beginsel van Viktor Frankl, is dit dat tussen elke aksie en 'n reaksie is daar 'n spasie. En in daai spasie het jy geleentheid om te kies wat jy gaan doen. So daai in daai sekonde, of dit kan langer wees, moet jy die positiewe besluit neem, sodat nie net jy nie, maar die persoon wat jou nou so boos kwaad gemaak het, ook 'n positiewe les daaruit kan leer. En wat Jesus gedoen het, die Bybel sê hy was baie kwaad toe hy sien wat daar aangaan. Maar Jesus het weggestap en 'n sweep gaan vleg. Maar as ons verder lees, sien ons nêrens in die Bybel dat Jesus op die ou einde vir hulle gewiks en geslaan het met die sweepie. Hy het hulle net die tafels omgegooi en hulle daar uit verwyder. Wat gebeur met woede? Woede laat jou hart vinniger klop, jou emosies gaan op en jou bloeddruk styg en klomp goed gebeur, so jy sal dit moet weer tot op 'n level kry. So, dis hoekom ons in ons anger program gebruik maak van terapie soos musiek en kuns. So Jesus het geweet,
met sy alle kennis wat hy het, dat as hy iets ritmies gaan doen, dan gaan dit vir hom 'n bietjie tot op 'n level kom en hy het besef, hy sal moet 'n sweep vlieg. Dit is baie goed wat ons leer in ons kursusse van mense, hoe om met asemhaling of handeklap of net iets ritmies te doen, al tree jy bietjie agtertoe, of daar is baie goed wat ons vir jou kan help, as jy iemand is wat verskriklik vinnig net kwaad raak, op jou peertjie raak, en by jou en hy siek raak, hartaanvalle, hoë bloeddruk, ek sien hoe sit die mense daar by die hospitaal, moenie laat jy in die trip val nie. En net 'n laaste dingetjie as ek kan byvoeg, coaches, my teksvers wat vir my dra in sulke gevalle is Matteus 6 vers 33 wat sê, maar soek eers die koninkryk van God en die gedeelte wat sê en sy geregtigheid. So in gevalle of dit in jou besigheid is, as in 'n vergadering is of in 'n verhoor, as jy die koninkryk ken en jy sy geregtigheid soek, dan sal hy geskil suksesvol opgelos kan word. So wat daar is groot wysheid. En ek wil vra, ek wil sommer dat ons nou saam bid. Elke aksie het 'n reaksie, maar daar's 'n spasie tussenin. Dat die Here ons sal genade gee hierdie jaar om eers in daai spasie in te beweeg, voor ons enigsins. Ja, obviously is jou lewe in gevaar, is jou gesin se lewe is in gevaar, dan fight jy. Jy fight vir, maar daar's baie goed waar ons net kan stil bly en wegstap, maar kom ons begin weer musiek maak. Hy sweep mekaar weer, hy het musiek gemaak, hy het in hy spasie inbeweeg en hy, as jy sê, hy kon hulle met hy sweep uit mekaar uitgeslaan. Maar hy het hulle net verjaag, dit kon baie erger gewees het vir hulle. Vader, dis werklik waar ons gebed vanoggend in hierdie dag, dat U ons sal help om vir ons wysheid te gee, selfbeheersing, vrug van die Gees, lankmoedig te wees, in liefde te wandel, vrede, blydskap. Vader, help ons, Heilige Gees, help ons om in daai spasie in te beweeg. Ons het altyd gesê, tel tot by 100 of by 1000, maar om in daai spasie in te beweeg en dis nie vir ons nodig dalk om 'n sweep aan mekaar te weef, maar dat ons sal 'n aksie neem in daai spasie. Om te sê, is ek nou besig om hier na my ego te kyk, wat ek wil nie 'n ego hê nie. Ek wil net weet wie ek in Christus is. So Vader, ons gebed is, help ons om in daai spasie in te beweeg, met goddelike wysheid, goddelike onderskeiding. En dat ons daai spasie sal uitkom, en sal reageer soos Christus reageer het, en wil hê, ons moet reageer. Dankie Vader, dankie vir elkeen wat kyk en wat luister. Ons bid in Jesus se naam dat U vir ons sal help hierdie jaar. Dat ons ook sal weet waar ons betrokke moet raak en waar ons nie betrokke moet wees nie. Dat ons nie betrokke sal raak in dinge wat ons krag, ons energie, ons roeping steel nie. Maar dat ons sal betrokke wees waar U wil hê ons moet wees. En daarom bid ek vandag hierdie gebed oor elkeen. Dankie Vader dat U volmaakte wil wat reeds in die hemel geskied het. Vir my, my vrou en my kinders, my kleinkinders. Dat U volmaakte wil wat in die hemel geskied het al, op hierdie aarde sal geskied, want dis hoe U ons geleer het om te bid. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie dat U woord in vervulling gaan kom, en dankie dat ons opgewonde kan wees. Ten spyte van wat om ons gebeur en wat aangaan, soos daai man wat hy lied gesing het, na hy sy kinders verloor het, sy dogters, gesê het, it is well with my soul. Dit gaan goed met my siel. Dankie Vader, dankie vir 'n nuwe jaar, dankie dat ons ook kan weet, ons stap nie alleen nie, U gaan ons vooruit, ons bid dat U ons voetstappe sal rig en ons sal lei, Heilige Gees, dat ons in ons baan sal bly,
en net sal doen wat die Here van ons vra. Dis wat in my hart is, wat U kom sit het in my hart. Ek glo vir die jaar is gehoorsaamheid. Want ek weet my oorwinning lê net deur gehoorsaam te wees aan U en U alleen. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. As hy, baie dankie julle, prys die Here. Kom ons hardloop na die spasies toe hierdie jaar eerder, as om net te retaliate. Dankie, Here seën, en as die Here wil gesels ons volgende week weer, op brultyd, brul ons weer lekker saam, en môreoggend gaan ons ook begin met die transformasietafel. Ons gaan eers ook lekker sit om die tafel en net lekker kuier, en die Here seën julle, mooi dag.